Welcome to the Success Builders podcast. If you're an entrepreneur seeking motivation, inspiration, and real-world strategies to grow your business, you're in the right place. Here we believe success isn't a destination, it's a journey filled with golden nuggets of wisdom shared from one business owner to another. I'm Liz Nanel, a real estate agent, mentor, entrepreneur, and your host on this exciting path. In every episode, I'll bring you valuable insights from entrepreneurs who's been in the trenches, built their dreams, and are ready to share their secrets with you. Whether you're just starting out or looking to take your business to new heights, this is your space to learn, grow, and connect. Let's dive in and build success together. Welkom by Success Builders podcast. Ek is jou gasvrou Liz Nanel en vandag het ons 'n baie spesiale gas met 'n unieke en humoristiese uitkyk op die eiendomsbedryf. Dawie Grindling is ons gas en Dawie is die brein agter Dwelling with Dawie. Dawie, baie welkom. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees. Amazing, dis lekker om jou hier te hê en ek sien uit om 'n bietjie saam met jou te lag want enige iemand wat jou sosiale media gesien het, weet jy kan nie daarna kyk en nie lekker lag nie. So vertel vir ons 'n bietjie Dawie, hoe het jy tot die beslissing gekom of die besluit gekom dat dit is die trant wat jy gaan vat met jou uitkyk op jou sosiale media en ook op die eiendomsbedryf? Ja, om het so eenvoudig en kort as moontlik te stel, ek het maar net gedink aan iets anders, want ek weet die bemarking daar buite is, dis baie keer baie dieselfde goeders en dis baie repetition van dieselfde goeders en toe het ek maar net besluit om iets anders te doen en dit het nie so goed begin nie. Maar ja, toe dit eventually het ek nou maar bietjie met my oë gesteel en bietjie verander aan dit en ek dink dit begin nou bietjie beter raak, ja. Definitief, ek dink partykeer mense daai gemak kry om te sê kan ek dit doen, kan ek nie dit doen nie, ek weet ons het al 'n paar sulke gesprekke gehad, maar ek dink op die ou ende van die dag, as jy bly by wie jy is, jy is snaaks, jy het 'n manier om iets te sê op die droogste humorsin en dan lag ons almal ons dood en ek hou daarvan dat jy jouself is en jy bring dit in iets wat partykeer te ernstig kan wees, 'n bedryf wat soos jy sê, almal doen presies dieselfde goed, so ek dink almal geniet om te sien wat jy daarmee doen. Wat sou jy sê sover is jou gunsteling video wat jy gemaak het, wat tans daar buite is? Ja, so ek dink my gunsteling een is daai, of dit was my gunsteling wat ek gedink het is die snaakste. Alles is definitief snaaks, partykeer dan post ek iets, dan sê ek soos, yes, jy kort hulp. Dis daai een van networking after hours en dan hardloop ek soos agter 3 meisies aan in die donker. Snaakse storie eintlik toe ek dit geneem het. So dit was buite my kompleks en ek het, obviously dit was soos laat die aand, soos ek dink 9 of 10, want ek doen partykeer sulke random goed. En nou hardloop ek soos letterlik met my foon so en in die video dan soos half ek sprint en soos in die middel van die video, toe sien ek jy sit ou langs die pad en hy kyk my net so aan, ek soos, oh wow, ja, toe draai ek maar om te gaan huis toe. Wat maak? Ja, ek dink vir iemand wat van buite kyk, partykeer kan hulle wonder, waarmee is jy besig? Ek spesifiek onthou daai een wat jy en Azel vis gevang het by die dam. Ek kon nie ophou lag nie, dit was so snaaks geweest. En natuurlik is meeste van hierdie nou uit op sosiale media. So sê vir ons, watse rol vind jy speel sosiale media in jou bemarkingsstrategie en waar sien jy dit vorentoe beweeg? Ja, so obviously ons is maar, ek sê maar ons is nie telemarketing bedryf, so mens moet natuurlik kyk, jou naam loop jy vooruit in die industrie. Ek is nou so 6-7 jaar in die industrie. En ek meen die agente daar buite weet dat dit gebeur nie elke dag dat iemand jou bel en vra jy moet hulle huis verkoop, dit gebeur maar man. So mens moet op een of ander manier canvas en kliënte kry en dit is die maklikste natuurlik om mense te bel. Dit het nou 'n bietjie verander na meer WhatsApp stuur toe en wat ek voel wat werk of wat vir my sover werk is almal weet hoe irriteer soos mense wat jou bel jou as hulle 'n telemarketer is. Soos dit irriteer my as Celsius of MTN of die bank my wel. Nee, so waar ek dit bietjie verander het of wat ek sien dit werk is die mense wat dit op sosiale media gaan vir rede daarop is om iets te sien om hulle besig te hou en hulle wag om entertain te word. So soos ek sê, nie alles is daar uit om snaaks te wees nie en nie alles is snaaks nie, maar dit is
dit is content, verstaan, en dit is goed wat mense sien die hele tyd, en dit is goed wat hulle wil sien, so hulle gaan nie, as hulle dit wil sien, nie scroll verby, verstaan nie, hoef jy om beskof te wees. Lekker om die ligte kant te sien, Ja, dit is so, ja. en ek dink, dit is baie waar, uit hoe jy praat en verduidelik, kan ek agterkom jy het mooi gedink daaroor, en jy's natuurlik ook nou in die jonger generasie, ek het nou die dag so gelag, want iemand het die woord met my gebruik, Noel, en toe weet ek, hy's bo 40. Dis 'n naam, is dit nie? Dankie Dawie. Ek het 'n nul saam So ek was dus nie net die Gen Z's het hulle eie taal nie. Ons oues het ook ons eie taal gehad. Hulle dink verniet hulle is so cool. Hulle is so cool. Maar ek dink jy is ongelooflik slim met jou benadering en hoe jy goed doen en is baie waar. Mens moet gesien word, daar moet mense wees wat vir jou begin sien as die bekende gesig in hulle area, waar hulle woon, waar hulle werk. En deel van ek voel ons werk is altyd so om in die community ook uit te wees. So 'n bietjie mense te diens en sommer net 'n bietjie humorsin te bring aan die einde van 'n lang dag. So ek dink jy doen baie goed daarmee. Wat sal jou wenk wees vir ander agente wat miskien voel, "Sjoe, hulle sal graag 'n bietjie meer op sosiale media wil wees, maar hulle is nie seker wat om te doen of waar om te begin nie." Wat se raad sou jy gee? Ek sou sê gebruik cheap drugs. Dit help die beste. Die export. Daar weet ek nie self help nie, kan jy? Die export sommer. Ja, ek dink ja, dis moeilik om mens moet maar half jouself wees in 'n manier. Wat ek moeilik vind is soos dit raak nie minder moeilik om vir 'n kamera met 'n kamera te praat, jy verstaan, dis maklik om in persoon jouself oor te bring aan iemand en sin te maak. Dis moeilik om op 'n kamera te doen. En dit verander nie vinnig, ek weet nie, hopelik raak dit beter in haar tyd. Maar ek meen as jy 'n idee kry, soos baie van die goed, en ek seker van mense het dit seker al agtergekom, ek sê maar 50% van die content wat ek het, is goed wat ek by ander mense gesien het, wat ek al half net my eie spin opsit. So as jy iets kan doen wat jou eie spin op kan sit, ek meen dan obviously dan kan dit werk vir jou. So Maak dit waaraan wie en wat jy is. Yes. En in die bedryf wat jy is, ek meen nie net dalk 'n agent nie, maar enige ander bedryf. As jy dit kan laat sin maak in jou bedryf, ek dink dan gaan dit obviously werk. Ja. So jy het nou aan ietsie geraak ook, party goed snaaks, party goed nie snaaks nie. Ek dink een van die moeilikste goed is, soos wat jy nou sê, mense wat jou ken en jou grappe verstaan, ons almal het ons eie humorsin. Ek dink partykeer ek's baie snaaks, dan dink niemand ek is snaaks nie. Hoe vind jy wat is gepas en wat is nie gepas nie? Wat is daai gesprek wat jy met jouself het partykeer om te besluit, kan ek hierdie gebruik, kan ek dit nie gebruik nie? Want ek dink daar's 'n baie dun lyn en dis partykeer iets wat moeilik is met humor, vir alles hulle jou nie ken as 'n mens nie. Hulle sien net daai paar sekondes van jou. Baie goeie vraag. So wat ek het doen is, en wat definitief vir my werk is, ek het 'n baie goeie support base of structure, as ek dit so kan sê. So ek het 'n paar vriende en kollegas, obviously waarvan jy en Jean Mornay is deel van hulle, en ek sal dan, as ek nie seker is oor ietsie, dan stuur ek dit vir daai groepie mense, en ek kan daai mense op my een hand tel vir wie ek daai vraag vra, en dan sal ek obviously dan verander ek dit, ek moes al baie goed verander het. So, maar ja, daai is definitief vir my die beste ook, en as dit vir julle of vir daai mense, daai groepie snaaks is, dan worry ek nie eintlik. Ek hou daarvan, Dawie, so kry vir jou mense rondom jou wat jou verstaan, maar wat ook weet party mense is baie ernstig daar buite en jy kry mos maar jou keyboard warriors ook om altyd seker te maak dat die prentjie wat jy wil deursit is die waarheid. So hoe handhaaf jy 'n balans tussen snaakse goed en nie snaakse goed? Ons sien albei van jou af. Vertel ons 'n bietjie van dit. So daai is eintlik die moeilikste deel, en wat ek probeer al soort van handhaaf, want daar is 'n lyn in terme van jy moet snaaks wees, maar daar moet tog performance aan dit gekoppel wees. So dit is die moeilike ding, want dis maklik om heeltyd video's te post, maar is dit, jy weet, maak dit sin en is daar performance saam met dit. So daai is die moeilike gedeelte, ja. Okay, ek het 'n ommeswaai in jou gesien en ek wil 'n bietjie daaroor gesels want ek dink dit is so 'n mooi ding. Jy het in die industrie ingekom en rondom kollegas en 'n kantoor gewerk waar daar spesifieke goed vir jou geleer word. Dit is hoe ons dit doen, dit is hoe dit gedoen moet word. En ek voel dat jy het jou beste in daai gedoen en probeer, maar dit was nie natuurlik vir jou nie. En toe gebeur daar om 'n swaai wat jy sê maar
ek is Davie en ek gaan Davie wees en ja, ek het my snaakse goed en ja, ek het my ander goed wat ek doen, maar ek het gesien hoe jou besigheid ontpop en groei toe jy jouself raak en toe jy begin gebruik wat jy wil, goed wat jy nou weer vir die volgende generasie later kan leer en sê, kom ons wees wie ons is en ons doen dinge op ons manier. Vertel ons 'n bietjie van hoe jy die ommeswaai beleef het. Ons kyk nou van 'n buitepunt af. Hoe het jy dit beleef toe jy begin om daai draai te maak na Dwelling with Davie toe? Okay, kom ons raak diep. Nee, Ons gaan diep. So, ja, ek dink die enigste wat jou tot op daai punt bring het, of wat vir my definitief tot op daai punt gebring het, en ek weet, ja, ek glo jy gaan definitief met my saamstem op dit, en baie mense sal ook. Al hoe mens iets kan maak werk, soos, want daar was 'n punt wat dit nie gewerk het, wat niks sin gemaak het, niks het gebeur nie. Ek dink as jy op daai punt kom wat, dit is jou enigste uitweg, daar is jy 'n plan B nie, jy moet dit maak werk, dan vind 'n mens 'n manier, en dit is hoe dit gebeur het, verstaan, so, gelukkig was dit in 'n, soos, 'n humor manier, maar dit is letterlik hoe dit gebeur het, en as daar nie 'n plan B is, dan moet jy dit maak werk, en dis wat gebeur het, so, snaakse storie eintlik, ek vertel het, of ek het al van baie van my vriende dit vertel, so, in daai tyd, dit was, ek dink, omtrent so 3-4 jaar terug, toe het eindom nie goed gegaan nie, en ek sal nooit ooit die dag vergeet nie, so, was in die middel van load shedding, dit was een van die 4 ure crazy daar wat, niks het uitgewerk nie, ek het niks geld op my bankrekening, ek het nie kos in die woonstel nie, ek het nie petrol in my kar nie, ek kon nie my foon betaal nie, so ek het nie airtime nie, en dis load shedding, en ek is soos, ek weet nie wat om te doen, ek stuur vir my ma WhatsApp, ek sê vir betaal net vir my R100 oor, ek wil net vir my petrol ingooi in my kar, en ek wil na Appel toe gaan om daar te gaan eet, sy sê nie is reg, so betaal vir my R100 oor, en ek ry na die Sasol toe, en die ou kom, gooi R100 in, bring die kaartmasjien, ek tap, dit werk hier. Ek sê nee, dit kan nie wees hier. Probeer weer, ek dink ek het seker 16 keer probeer, het nie gewerk, maar toe is daar obviously soos bankkoste en goed wat afgaan. Toe moes ek die petroljogie se foon gebruik om my ma te bel, om nog R100 oor te sit. En daai dag, ek dink sulke goed soos dit humble jou, en ek dink daai punt het toe al gekom, en toe was net 'n tyd van, okay, hoe figure ek hierdie ding uit, hoe maak ek dit werk? So ja. Love dit, Davie, dit is, kom ons gaan diep en is inspirasie, maar die boodskap wat jy daar gee is so ongelooflik mooi. Ek het nou die dag iets gesien, en die ou het gesê, veronderstel ek sê vir jou, jy moet iets doen vandag, dan gaan jy dit miskien so halfhartig doen, en dan as jy nie lus nie, dan doen jy dit, en dan sê ek vir daai selfde persoon môre, doen dit vandag, of vanaand verdwyn jou ma, jou pa, jou suster, jou kind. Daai dag gaan jy doen wat jy moet doen. Daai dag gaan jy buckle 100%. Down en fokus. So ek dink jou boodskap is so positief, en ook om te sê, maak nie saak waar daai draai lê nie, hopelik vir jouself red jy jou uit om voor hy te laag raak, maar daai draai moet gebeur, en as daai draai gebeur, dink ek vir enige iets wat ons doen in die lewe, het ons nuwe krag en nuwe motivering, en inspirasie, wat ons partykeer vir onsself sê, maar ek sê altyd vir myself, chin up, or your crown will slip, princess. Don't tell anyone. Dit dalk hier sê nie, nee. Party dan moet ons onsself kan oplig en sê, weet jy wat, kom ons kyk die lewe in die oë, en ons doen 'n bietjie beter as wat ons gister gedoen het. En dit is in ons mag om daai regte goed te doen. Jy's 'n pragtige storie van inspirasie. En ek is mal daaroor, want jy is jonk en jy is lank genoeg in die industrie om vir mense te wys, jy kan jonk wees en jy kan die eiendomsmark betree sonder jare se ondervinding, en ja, jy gaan dalk sukkel daai aan die begin om daai fondasie te bou, maar ons almal groei deur die grafting stage, wat ons daai fondasie moet bou, en dan begin ons die rewards skryf van dit. Ja, dis weird, nee, soos, jy sal ook nou, ek weet nie of jy kan relate, ek dink jy gaan kan relate, maar, so, try me. Dit is as jy, ek het redelik jonk in het begin, ek dink ek was 21 toe ek begin het, en dit het great gegaan die eerste jaar, soos dit het regtig baie goed gegaan, en toe obviously skop die jong mens in, en ek wil toe weer gaan rugby speel, en ek het oor see gegaan, en dis toe wat ek weer begin, wat obviously nou van vooraf begin, dis toe wat daai moeilike tyd was, so ek kon nie verstaan, soos hoe het ek dit reg gekry daai tyd, dit het net nie vir my sin gemaak nie, so dit is definitief soos, dit is 'n op en af industrie, vandag kan, soos in dieselfde dag kan jy
die beste nuus kry, soos 3 deals wat deurgaan en na dieselfde dag kan jy 4 deals verloor. So dis baie moeilik om daai konstante, wil ek nou maar sê, geluk in jouself te hou. So dit is nogal 'n moeilike ding in die industrie, maar ja, mens, soos jy sê, ek sê ook maar vir myself, kom nou prinses, jy het dit. Prinses Dawie, ek gaan vir jou boodskap stuur. Kom nou prinses. Dawie, dis so waar wat jy sê. Ek dink die grootste ding, sê ek altyd, in die eiendomsbedryf is die rollercoaster. Nie net vir wat gebeur aan die administratiewe kant of by die bemarkingskant nie, maar ook die emosionele pad wat jy stap saam met die kopers en die verkopers en soms die omstandighede. Ek dink mense dink partykeer iemand koop 'n huis want hulle wil 'n groter huis hê of hulle gaan nou aftree, dan kry hulle 'n plekkie by die see of wat ook al die storie wat ons vir onsself maak. Maar ons weet dat soms verkoop ons huise onder ander omstandighede, 'n egskeiding of iemand wat 'n familielid verloor het. En dan kom daar ook nog die stres van die trekproses en vir ons wat reeds op 'n rollercoaster is, sit jy alles van hierdie op en jy moet die een wees wat konstant bly en emosioneel moet jy daar wees vir daai mense deur die moeilike tyd wat hulle gaan. So iets wat ek altyd hou daarvan om te sê is, ek kyk of ek die rollercoaster kan kleiner kry. Die highs kan nie so high wees nie en die low kan nie so low wees nie. As ek hom in die middel kan hou, dan bly dit okay. En ek moet vir jou sê, ek oefen al 2-3 jaar. Ons kom so nader in die middel. So, ek verloor dit so miskien een keer elke 3 maande, maar kom ons hoop ons hou aan met dit en dis maar al hoe ons in onsself kan groei. Maar ek dink jou boodskappe wat jy gee, is ongelooflik mooi en inspirerend. Ja, baie dankie. Ek het baie hard gedink aan hierdie boodskappe en ChatGPT het gehelp. Maar ja, dis maar soos wat hulle sê, soos hoe jy olifant eet, né? Is happy vir happy. So ja, dit is maar die ding, jy moet maar het is soos Mona ook gesê, het is controllables en uncontrollables. Jy kan nie alles beheer nie. Soos party deals gaan nie werk nie, party kliënte gaan nie van jou hou nie. En dit gebeur en party goed werk weer. So jy moet maar net daai in die middel wees, ja. Die middelste deel vind. En so voor ons nou afsluit, Dawie, as jy nou vir jou jonger self ietsie kan sê, wat sal daai raad wees wat jy vir hom gee? Ja, ek sal sê wees jouself. Dit is agter so 'n cliché ding om te sê, maar ek dink baie keer is 'n mens skom om jouself te wees, want dit is maar redelik, as ek nou so kan sê, soos ek is nog redelik jonk in die industrie, so partykeer dan voel ek half, dis bietjie moeiliker om 'n kliënt se vertroue te wen, want hulle sien dit as, jy kyk jy die jong ouetjie wat nou hier instap, soos dis hoe ek dit sien, al is dit nie partykeer so nie, so en partykeer dan dit my nogals bietjie terughou. En ja, iets wat ek nogal by stiek nog die hele tyd en wat ek agtergekom het is, soos die industrie of die werk as 'n agent het redelik bietjie respek verloor, soos oor 'n klomp jare. En ek dink dis vir my belangrik en wat ek nog die hele tyd probeer binne myself sê is om dit actually soos daai respek te kry van soos hierdie ou, jy weet, hy het regtig respek vir dit en ek is baie trots op wat ek doen. En as 'n mens dit kan doen, ek dink dan kan jy in enige industrie suksesvol wees. Ek hou so baie van wat jy sê, Dawie. Ek kan nie glo ons nog nooit hierdie gesprek gehad nie, want ek voel dieselfde daaroor. Mense wil kom ons sê 'n nuwe image create vir wat is 'n eiendomsagent, want die mense met wie ek in omgang is lieflike mense met die beste harte wat regtig omgee vir ander mense en wat regtig die beste vir hulle wil doen en gee. So ek hou daarvan dat ons kan saamwerk en dit uitleef en so maak ons elke dag op 'n slag 'n klein bietjie van 'n verskil. En ek dink jy is so 'n mooi voorbeeld van iemand wat 'n unieke pad gevat het en gesê het ek gaan net myself wees en ek gaan nie kyk wat doen die ander mense nie, ek gaan doen wat Dawie doen en dwelling met Dawie doen en selfs jou besigheidskaartjies wat jy onlangs gemaak het, ek gaan een van hulle iewers moet inpost dat mense dit kan sien, ek's mal daaroor. Hy lê in my kar, so elke keer as ek kyk, dan giggel ek 'n bietjie. So sonder dat jy weet, bring jy humor en lag en sommer net warm harte na mense toe en ek dink dit is so 'n mooi kwaliteit wat jy het. So ek wonder net, voor ons afsluit, het jy daai kwaliteit gekry van mamma, pappa of van albei, of is dit sommer net van Jesus vir Dawie gebore? Ek dink is 'n mengsel van, ek dink is 'n mengsel van al drie.
'n mengsel van al Ja. drie. Okay, so Davie, baie dankie dat jy by ons was vandag. Ek sien uit om te sien wat 2025 bring met al jou ander video's, al jou verkope. Verseker weet ek, jy het nou al genoeg onder die belt om nooit te bekommer met jou jare van ondervinding en jou hoeveelheid eiendomme wat jy verkoop het. Ek weet mense kry 'n warm gevoel in hulle hart as hulle met jou werk en dis vir hulle lekker. En dit is definitief altyd vir ons as spanmaats van jou en partners van jou lekker om te weet ons kan saam met jou werk en saam met jou lag en saam met jou groei. Baie dankie dat jy vandag hier kom kuier het. Baie dankie. So vir al ons luisteraars, as julle hou van wat Davie vandag hier vir ons gesê het en so 'n bietjie wat Davie bring, maak seker dat julle volg hom op sosiale media. Hy is op TikTok en op Instagram en al die ander mooi goed. Ons sal die links vir julle hier onder aan post. En as julle in die noordelike voorstede van Brackenfell, Durbanville, Kaap en omgewing is, skakel gerus vir Davie as julle saam met hom wil werk of as julle wil hê hy moet 'n waardasie vir julle doen of vir julle help om die perfekte eiendom te kry. Baie dankie. Thank you for tuning in to the Success Builders podcast. I hope you're leaving with fresh insights and a renewed spark of inspiration to take your business to the next level. Remember, success is built one step at a time, and we're here to walk that journey with you. If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share it with a fellow entrepreneur who could use some motivation. And if you want to dive deeper or connect with me personally, I'd love to hear from you. Reach out on LinkedIn, Instagram, or visit liznanel.com to get in touch. Until next time, keep building, keep growing, and keep chasing that success.